So, vandag kyk ons na 'n lied wat eeue oud is, Psalm 122. Maar kyk, hierdie is nie sommer net enige liedjie nie. Nee, dis geskryf vir een van die mees komplekse en geskiedkundige stede op aarde, Jerusalem. Is jy reg? Kom ons spring weg. En dis dalk die beste plek om te beginne, want dink gou daaroor. Min stede dra soveel betekenis. Histories, polities, geestelik, vir duisende jare is Jerusalem hierdie middelpunt van konflik, van aanbidding en van ongelooflike hoop. Goed, hier is ons padkaart vir vandag. Ons gaan hierdie lied op 'n regte reis volg. Ons begin by die fisiese stad, Jerusalem, en hoekom dit so 'n plek van eenheid en vrede moes wees. Dan kyk ons hoe daardie hele idee van 'n nuwe tempel vandag steeds relevant is. En ons eindig met hoe dit alles vorentoe wys, na 'n ewige tuiste. So, kom ons begin by die begin. So, hierdie psalm is geskryf deur koning Dawid, en dit was wat hulle 'n pelgrimslied genoem het. Jy moet jouself indink, die volk was op pad na Jerusalem vir die groot feeste, en dan het hulle hierdie lied saam gesing. Dit was bedoel om hulle harte en gedagtes reg te kry vir dit wat die stad eintlik verteenwoordig het. Om die lied regtig te snap, gaan ons dit op 3 verskillende vlakke bekyk. Eers, wat dit beteken het vir die letterlike, historiese stad. Tweedens, hoe ons dit vandag kan toepas op die kerk. En derdens, hoe die lied eintlik wys na 'n finale, ewige hoop. Hierdie 3 stappe gaan ons help om die volle diepte hiervan te verstaan. En hier is die goue draad wat deur alles loop. Hierdie 4 temas: vreugde, eenheid, geregtigheid en vrede. Hou hulle in gedagte, want hulle gaan ons gids wees deur elkeen van daardie 3 vlakke wat ons sopas genoem het. Elke tema bou op die vorige een en help ons om die groot prentjie te sien. Goed, kom ons klim in ons tydmasjien en gaan terug na Dawid se era. Vir die mense wat hierdie lied eerste gesing het, was Jerusalem soveel meer as net 'n kol op 'n kaart. Dit was letterlik die hartklop van 'n nasie en dit het 'n baie spesifieke doel gehad. Onthou, Dawid het hierdie stad spesifiek gekies om die hoofstad te wees. Hoekom? Om die 12 stamme van Israel wat gereeld onder mekaar beklei het, by mekaar te bring. Maar, en hier is die sleutel, dit was ook die geestelike sentrum. Die ark van die verbond was daar, waar dit die plek gemaak het waar God se teenwoordigheid onder sy mense gewoon het. Dit was waar hemel en aarde in 'n sin ontmoet het. En hier is waar dit vir my regtig interessant raak. Die stad self, die fisiese geboue en mure, het hierdie hele idee uitgebeeld. Die psalm beskryf Jerusalem as 'n stad wat dig saamgevoeg is. En dink daaroor, dis nie net om die vyand uit te hou nie, dit was 'n lewende, asemhalende simbool. Elke keer as jy na daai mure gekyk het dit jou herinner, ons is verskillende stamme, ja, maar hier, in hierdie stad, is ons een, polities en geestelik alles saamgebind. Goed, kom ons spring vorentoe, na vandag toe. Die vraag is natuurlik, wat het 'n lied oor 'n antieke stad met ons lewens te doen? Wel, die Nuwe Testament doen iets ongelooflik. Dit neem hierdie einste beelde van Jerusalem en pas dit toe op 'n heeltemal nuwe manier, op die kerk. En hierdie vers uit Efesiërs sê dit eintlik perfek. Die kerk, die mense, word nou beskryf as 'n lewende tempel. Net soos daardie klippe in Jerusalem se mure dig teen mekaar gepas het, so word gelowiges in Christus saamgevoeg om die plek te wees waar God nou woon. Dis 'n radikale gedagte. Ons is nou die stad. En wat van daardie tema van geregtigheid? In die ou Jerusalem het die konings op hulle trone gesit en reg gespreek. Maar ons weet daardie konings was mense en hulle geregtigheid was dikwels gebrekkig. Nou word die kerk geroep om God se geregtigheid uit te leef. En nee, ons is ook nie perfek nie, maar ons is geroep om, soos Jesus gesê het, te honger en dors na wat reg is. Dis 'n voortdurende strywe. En dan vrede. Ironies, né? Die naam Jerusalem self beteken iets soos blyplek van vrede, maar die stad se geskiedenis is gevul met oorlog. Net so word die kerk geroep om 'n plek van vrede te wees, maar Jesus maak dit duidelik, dis 'n ander soort vrede. Dis 'n diep innerlike vrede wat van hom afkom, nie een wat afhang van ons omstandighede nie. So hier is die eerlike vraag. Die historiese stad het op die ou end misluk. En as ons eerlik is, sukkel die kerk vandag ook maar om hierdie ideale van eenheid, geregtigheid en vrede perfek uit te leef. Soos die aardse Jerusalem en die huidige kerk onvolmaakte weergawes is, waar vind ons dan die ware vervulling van hierdie lied se drome? En dit, my vriende,
bring ons by die derde en laaste vlak, die toekoms, die absolute hoop. Die Bybel eindig met 'n asemrowende visie van 'n perfekte stad, die nuwe Jerusalem, waar alles waarna hierdie Psalm verlang het, uiteindelik en volmaak waar word. En hierdie toekomstige stad is nie net 'n opgeknapte weergawe van die ou nie. Dit is 'n heeltemal nuwe realiteit. Dis 'n plek waar God self tussen sy mense woon. En al daai dinge wat die aardse stad en die kerk so getuister het, verdeeldheid, onreg, konflik, wel, dis vir altyd verby. In die stad is daar uiteindelik perfekte vreugde en perfekte eenheid. Almal is saam, verenig in een enkele doel, om God te aanbid. Al die verdeeldheid van die ou stamme en al die stroewelinge wat ons vandag in die kerk sien, word vervang met een ewige harmonieuse koor van lof. En hier kry geregtigheid en vrede hulle uiteindelike betekenis. God se regspraak is perfek, sonder enige menslike foute. En die vrede, dis nie meer iets waarvoor ons moet veg of hoop of bid nie. Dit is die einste atmosfeer van die plek, want jy is in God se direkte teenwoordigheid. Dis die finale antwoord op die gebed vir Jerusalem se vrede. OK, dit was 'n epiese reis van 'n antieke stad tot 'n ewige tuiste, maar dit bring ons by die laaste en miskien die belangrikste vraag van alles. Hoe vat ons dit alles en maak dit deel van ons lewens vandag? Die lied word nou 'n gebed vir ons eie lewens, ons gesinne, ons gemeenskappe. Net soos daardie pelgrims van ouds, kan ons vir hierdie 4 dinge bid. Ons kan aktief soek na vreugde wanneer ons bymekaar kom. Ons kan doelbewus werk vir eenheid. Ons kan honger vir God se geregtigheid kweek en ons kan agente van ware vrede wees, alles vir die eer van God se huis, die kerk. Op die ou eind herinner Psalm 122 ons daaraan dat ons almal pelgrims is. Ons reis is nie net na 'n kerkgebou op 'n Sondag nie. Nee, ons is op pad na 'n finale bestemming. En hierdie lied gee vir ons die woorde om te sin terwyl ons stap met ons oë gefokus op die hoop van daardie perfekte ewige tuiste. So, ek los jou met hierdie vraag. En dis 'n persoonlike een. Hoe bring jy vandag 'n bietjie van daardie vreugde, daardie eenheid, daardie geregtigheid en vrede na jou wêreld, na jou gemeenskap? As deel van hierdie groot pelgrimsreis, hoe sing jy hierdie lied?